dan is dit omdat U ons eerste opgetel het. Toe ons ver was, toe ons gevlug het, toe ons geval het, toe ons gestruikel het U ons gevang, ons wonde verbind, ons vertroos, ons U kinders gemaak. U het Christus gegee en die Gees om ons in die volle waarheid te lei. Kom Here, doen dit as ons dit vra, gelowig en in die kragtige naam van Jesus die Here. Amen. Dit is tyd om te immigreer. Want ons het nie tyd vir enigiets nie. Ons het nie tyd vir onsself nie. Ons het nie tyd om elke dag deur ons werk te kom nie. Ons het nie tyd vir ons familie nie. Ons het nie tyd vir ons vriende nie. Ons het nie eers tyd vir onsself nie. Dis tyd om te immigreer, want ons is vasgevang in die verkeerde tydsone. Miskien praat ek namens myself, maar ek vermoed dalk nie. Ek onthou in my jonger dae, my kinderdae, het ek na 'n lied geluister, 'n ou Christelike lied, 'n keer of wat. All I'm asking from you, sweet Jesus, one day at a time. Miskien onthou julle hom. It's all I'm asking of you, sweet Jesus, one day at a time. Maar ek het agtergekom, ek is vasgevang in die verkeerde tydsone en baie mense saam met my. Baie mense leef in die goeie ou dae. Of minstens verlang hulle terug na die goeie ou dae. Die goeie ou dae toe die ekonomie nog gewerk het, toe daar nog orde was, toe bo nog bo was en onder nog onder, maar nou is alles onderste bo. En ek onthou so ruk terug toe iemand weer vir my sê van die goeie ou dae, toe sê ek, oom, sê net vir my, wanneer was dit? Hy sê vir my, is nie ou dae toe sonde nog sonde was. Toe dink ek sal bly, dis nie my definisie van die goeie ou dae nie, toe sonde nog sonde was. Maar toe ek ergens so rukkie terug ook by 'n plek praat en almal praat, ons wens dit kan weer wees soos in die goeie ou dae, toe sê ek vir hulle, help my net, dat ek kan weet wanneer was dit, dan kan ons gaan kyk wat die mense daar reg gedoen, dan kan ons dit nou weer doen, en 'n paar mense sê vir my, weet jy, dit was daar nie in 1960s, toe was alles nog reg en in beheer en alles het gewerk. Ek weet nie wie van julle was jonk in die 1960s nie. Julle, maar ek loop nou die dag 'n preekbundel van 'n bekende leraar raak daar in die 1960s. En ek het dit so rukkie gelees, want ek wil nou weet, want ek moet dit seker verskriklike vervelige preke gewees het, want hy sê, ag toe maar broers en susters, julle doen alles reg. Alles is reg. Daai wiele, ek weet nie waaroor ek moet preek nie, want alles is reg. Nee, daai ou leraar, julle, ek het so 10 minute gelees, toe sê ek vir my vrou, ek moet hierdie boek neersit as ek my geloof wil bou. Want hy gebruik woorde soos die volk se harte is vermurwe. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar dit klink verskriklik. Mense se harte was vermurwe. Ek loop nou die dag, ek was in die buiteland, ek was oor die Vaalrivier en ek loop 'n koerantjie raak daar by 'n gemeente vanuit die 1960s daar in Parys, 'n kerkkoerant. En ek lees daarin, nou ek weet hulle dit ernstig bedoel, maar dit was vir my en my vrou verskriklik snaaks. Die een leraar skryf daarin van hoe verskriklik dit deesdae in die kerk gaan. Vrouens veg vir die beste tafels by die bazaar. Hulle dink hulle melkterte is beter as ander. Hulle sê dit is verskriklik hoe dit gaan. En jong mense kyk skelm na rolprentfilms op Sondag. Waar gaan alles heen? So ek is so bly ek leef nie meer in die goeie ou dae nie. Ek het agtergekom die goeie ou dae is net goed solank jy nie self daar is nie. Want ek is seker as ons almal nou vandag na ons idee van die goeie ou dae terugvlieg, dan gaan die mense vir ons sê nee, julle is net so 20 jaar uit. Ons dink nie dis goed nie. Is net goed sien nie self daar is nie. En toe onthou ek die woorde van die Prediker in Prediker 7 vers 10 wat sê dis nie wys om te sê die ou dae was beter as vandag nie. Sy dwaasheid laat mens dit sê die Prediker. En toe onthou ek, maar God het klaar iets met gister gedoen. Ek onthou Kolossense 2 vers 14, dat Christus klaar oor my lewe alles betaal het.
Hy het die skuldbewys met al die eise teen my vasgekap aan die kruis en betaal. So God het my verlede reggemaak. Hy dink nie weer daaraan as ek glo nie, so ek hoef nie in die verlede te leef nie. God het dit uitgesorteer. Toe kom ek agter daar's 'n ander tydsone waarin mense lewe en ek ook in die toekoms. Môre as die ekonomie verbeter, môre as die politiek verander, môre as die rand sterker word, môre as die Springbokke weer kan rugby speel en so aan. Mens en so leef ons almal op pad na daai môre toe. Ek onthou, ons het al so 'n paar jaar van ons lewe in die buiteland gebly en 'n keer of wat daar in die buiteland het ek mense raakgeloop. Ek onthou een keer vra ek vir 'n ou wat ek raakloop daar, is jy gelukkig hier? Hy sê, dit was in Auckland, hy sê, ek haat elke oomblik. Hy sê, was dit nie vir die Nieu-Zeelanders nie, dan sou dit 'n lekker land gewees het. Nou sê ek vir hom, ja, dit is so, maar hoekom gaan jy nie terug Suid-Afrika toe nie? Hy sê, daar's nie 'n toekoms nie. Ek sê, daar's nie 'n toekoms nie. Nou help my, want ek is ook 'n wetenskaplike, so geef my die presiese dag, datum en uur wanneer daai toekoms wat jy sê nie is nie gaan aanbreek. Hy sê 10 jaar van nou af. Nou werk ek op my sakrekenaar uit hoeveel miljoen sekondes is dit. Ek sê ek wil net gou 'n sommetjie maak. So jy gaan vir die volgende X aantal miljoen sekondes ongelukkig wees en dan oor 10 jaar, dit sou 2012 gewees het nou want dit was in 2002. Dan kan jy vir jou vrou sê nou kon ons ontspan, nou is hy toekoms nie daar in Suid-Afrika nie waarvoor ons hiernatoe gekom het. Maar ek het maar so geleer leef. Ek onthou toe ek 'n jong ouetjie was, het ek 'n finansiële konsultant gehad, my gewese makelaar sê ek. Hy het geweet hoe lank ek gaan lewe en hoe lank my geld gaan hou en dit was nie dieselfde nie. My geld gaan so lank hou en as hy so kyk na my dan sê hy vir my, "O, jy het moeilikheid." Dan skud hy sy kop, soos 'n werktuigkundige. Daai kar se engine, dan skud hy net sy kop. En toe sê hy vir my, "Jy sal nog moet polisse uitneem." En ons het verskriklik baie en dan sê my vrou en ek, ons kom nie uit met ons geld nie, dan sê ek, "Maar hou hierdie spasie dop. As ons 65 is, dan gaan ons lewe." En as my kinders sê, "Pa, koop 'n nuwe kar," dan sê ek, "As ons honger is, dan ry ek om die blok." Ja, en so het ons net nooit gelewe nie. En op 'n dag het ek agtergekom, Joubert, jy moet immigreer. Want ek het agtergekom, weet julle wat oor die toekoms? Ek lees in Openbaring 20 dat God sê, skryf hierdie dinge op, dit het klaar gebeur, dan praat hy oor die toekoms. So God het die toekoms klaar uitgesorteer. Weet julle wat? God wen. Weet julle, God wen. Daar gaan 'n dag kom dat Jesus kom. Dis klaar, dis in die brandlys van die hemel, klaar uitgesorteer. Ons weet net nie wanneer nie, maar dat dit gaan gebeur. God wen. So die toekoms is uitgesorteer deur God. Die verlede is uitgesorteer. Weet julle waar's die een plek waar ek God nie ontdek het nie? Hier en nou, by vandag. So as ons moet immigreer na vandag toe. Een dag op 'n slag. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. God doen ten minste 3 dinge waarby ek saam met jou wil stil staan vanoggend. En die eerste, dis bekende tekste. So die eerste een, ek gaan die eerste teks nie lees nie, ek uit die tweede een 'n stukkie lees en ook by die derde een. Die eerste ding wat God vandag doen, hy skep een dag op 'n slag. Onthou julle die verhaal van Genesis 1? God het geskep teen die spoed van een dag op 'n slag. En waar het God se dag begin? Onthou julle hoe praat Genesis en dit was dit die eerste dag en dit was aand en dit was môre. Waar begin ons dag in Gauteng? Dit was môre en as jy hier teen vanaand kom, is jy klaar. Dan val jy soos 'n rusbank aardappel op jou bank neer en daar lê jy, klaar. Ons is moeg. In Gauteng is jy moeg as dit aand is. Jy staan laat op. Ek dink met myself nou die oggend toe die wekker af gaan Vrydagoggend. Ek staan laat op. Dink ek, nou moet ek gou maak. Ek bedoel, ons gaan slaap. Het jy al gehoor hoe praat ons? Van my vriende, nou die aand so ruk terug staan ons op praat, hy sê, hulle moet nou vinnig gaan slaap. Vinnig gaan slaap. Toe besef ek, hoekom staan lakens op beddens? Dis remme, dis brieke, vir ouens wat vinnig gaan slaap, dat hulle nie deur die bed gaan nie. Dan rem hulle voete teen die bed. So kom as ek 'n briekstreep daar by die bed se onderkant is. Dis hulle lugsakke. So ouens wat so vinnig gaan slaap. Anders is jy af. Dewy werk nie vir ouens wat vinnig gaan slaap nie. Ons is in 'n verskriklike gejaagde lewe. Ons gaan slaap moeg en ons staan moeg op. Ons hardloop van wie weet waar. Ons begin die oggend en teen die aand is ons vodde.
Ek onthou toe dit was nog altyd so, ek onthou my kinderdae in die goeie ou dae. As ek so by een van my maats gaan kuier het en die oom kom van die werk af, dan sê die tannie, ons moet saggies praat, die oom is moeg. Dan lei sy hom koud met koffie en die oom sit en ek dink dit lê vir my voor as ek eendag groot is. En daar sit daai oom, hy lyk in 'n by, want hy's moeg. Maar nou kom God, geliefdes, en God sê dit was aand en dit was môre. En wat het God elke dag gedoen? Teen aandskemer, Genesis 3 vers 7 het hy geloop saam met sy mense. God het tyd gehad. Hy het tyd gehad, hy het gestap. God maak lewe, skep eendag op 'n slag. En die ou Israeliete, die Ou Testament het dit baie goed verstaan. Vir die ou Israeliete het hulle gesê selfs slaap is eintlik in 'n sekere sin soos om te sterf. Want jy weet nie of jy weer gaan wakker word nie, net God weet. So daarom moet jy elke dag van hoek tot wal leef. Jy moet, verskoning, die murg uit die pype van elke dag vat. Jy moet elke dag leef asof dit jou enigste en jou laaste dag is. Jy het nie 'n oefening vir môre nie, jy het net vandag. God gee lewe een dag op 'n slag. Kan ek weer sê, verskoon my, God gee lewe een dag op 'n slag. Een dag op 'n slag. En ek is bekommerd dat ek baie mense ken, ook in die kerk, wat nie een dag op 'n slag lewe nie. Hulle dink, God gaan nog iets doen. Ja, natuurlik gaan hy nog iets doen, maar hulle sit al hulle hoop oor 10 jaar van nou af en 20 jaar van nou af. Ek dink baie ouens as hulle die dag sterf, gaan hulle graf opskryf wees. Hier lê 'n dreigement, hulle wou nog, maar nou is hulle dood. Want hulle het net nooit gelewe nie. Ek onthou 'n film wat ek my vrou ruk teruggekyk het, sê die vrou op 'n stadium, ek sal die woorde nooit vergeet nie. I got lost in unused time. Ek het verlore geraak in ongebruikte tyd. Soveel dae wat ek nie gedoen het wat Paulus in Efesiërs 5 sê, koop die tyd uit nie. God gee vir my een dag op 'n slag. Of ek môre hier is, weet ek nie. Ek het net vandag. En God sê ek wil vandag saam met jou loop. En Jesus leer my in Matteus 6 dit ook. Hy sê vir my, as ek nie God met vandag kan vertrou nie, hoekom sit ek my hoop op môre? Nou die dag toe iemand weer so uitpak en vir my vertel, dit gaan so sleg en dit gaan so swaar. Toe sê ek vir hom, glo jy God is vandag hier? Maar ek begin eers met die strikvraag. Ek sê, glo jy God het vir jou die ewige lewe gegee? Hy sê ja. Ek sê so, jy vertrou God met die toekoms, maar nie met vandag nie. Ek dink jy jok. Ek dink hy gaan vir jou die ewige lewe gee nie. Want jy kan hom waaragtig nie met die ewigheid vertrou as jy hom nie met vandag kan vertrou nie. En met môre nie. God gee lewe, hy gee alles, een dag op 'n slag. Dit, soos Paulus sê in 2 Korintiërs 6 vers 1 en 2, vandag is die dag van die Here. Soos hy het Jesaja 49 aanhaal. Vandag is die dag van die Here. Elke vandag is die dag van die Here. Die feit dat jy dit vanoggend hoor, dat jy hier sit, sê God het gekies om vandag aan jou te gee. Maar hy wil kyk wat jy daarmee doen. Of jy die murg uit die pype gaan haal van vandag. En of dit net nog 'n dreigementdag is. God gee lewe een dag op 'n slag. En daarom soos die Ou Testament, moet jy jou hoop op God sit as jy vanaand gaan slaap om jou wakker te maak. En as jy in elk geval nie wakker word nie, dan word jy by hom wakker. So dis nie 'n slegte transaksie nie. So jy gaan of by God wakker word of nog 'n dag wat hy vir jou gee. Maar God op die ou end meet nie ons lewens en hoe oud ons word nie. Het jy agtergekom as jy die Bybel goed ken? Ek gaan nou nie vra waar nie, want ons nie genoeg tyd nie, maar vertrou my, daar in die Nuwe Testament is eintlik net tegnies so 2 verwysings na mense se ouderdom. Dis heeltemal weg. Het jy agtergekom, die Nuwe Testament stel glad nie belang hoe oud jy is nie. In die Ou Testament het dit nog saak gemaak. Want soos nou die dag kom 'n tannie by my en sy sê vir my, jy weet, ek is nou al 80 jaar. Ek sê, tannie, wat's tannie se punt? Want of jy 80 is, of jy 2, die roeping is dieselfde. Ek verstom my, ek moes nou die dag in die Kaap by 'n gemeente preek, veral of ek in die oggende so diens sal hê vir senior lidmate, en dan toe sê ek nou, hoe preek mens anderster? Die evangelie het nie pensioen nie, moet ek 'n pensioentekste vat of wat?
Want ek weet een ding, ek ken Handelinge 2. As die Gees uitgestort word, sal die ou mense drome en die jong mense sal gesigte sien. Dis my enigste aanduiding van ouderdom in die Nuwe Testament. En as jy niks sien nie, dan dink die Here jy's dood. So of die Here praat met jou in drome of in visioene, en dan weet jy hoe oud dink die Here is jy. En sy niks met jou praat nie, dan weet jy hy dink jy lewe nie. Maar God praat. En hy sê koop die tyd uit. Want ek het vandag vir jou gegee met komplimente van die heelal, van die lewende God, die almagtige Skepper, het ek gekies dat jy vandag lewe. Eerste belangrike punt. Tweede belangrike punt. God gee brood eendag op 'n slag. Eksodus 16. Ek gaan nie daai hele teks lees nie. Die Israeliete is in die woestyn en hulle doen daai godsdienstige ding. Hulle kla. Godsdienstig het mos 'n lisensie ergens om te kla. Hulle is altyd beswaard en altyd besorg. En as hulle nie oor hulle self kla nie, kla oor al die sondes en waar die wêreld heen gaan. En dan sit hulle in 'n depressie. So, nou sit hulle weer en hulle sê vir Moses, het ons maar in Egipte gebly. Dan sê Moses, dan was julle dood. Ja, maar ons het dan styk gekry dan. So ons ook kos gehad het. Nou gaan Moses na die Here toe en die Here sê, ek gaan vir hulle sal beskaamd staan. Ek gaan vir hulle kos gee elke dag. En dan ken julle die verhaal van die manna en die kwartels. Eksodus 16 vertel dit. En dan lees ek net so 'n klein stukkie uit Eksodus 16. Dan as die manna en die kwartels begin val, Eksodus 16 vers 15. Toe die Israeliete dit sien, toe sê hulle vir mekaar, wat se die? Want dis nou pap wat reën, hè? Dis letterlik. Want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle, dis die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Die Here het beveel, gemaak by mekaar volgens elke gesin se behoefte, 2 liter per kop. Elkeen moet vat volgens die getal van die mense in sy tent. En toe sê die Here net 'n entjie verder, tel net op vir hoeveel? 1 dag op 'n slag. Ek wou daai eerste oggend daar gewees het, toe dit papreën. Ek kan julle 'n brief gee, ek sou meer opgetel het. En ek het 'n vermoede 'n paar van julle ook. As dit papreën, skep jy. En ek weet my dogters, veral my oudste dogter, vreeslike ou pluggie. Sy sê gesê, "Papa, Moses het gesê ons vat net genoeg vir vandag." En so ek vir haar gesê, "Ja man, maar Moses gaan die tentinspeksie kom hou by 1 miljoen mense nie." Sy sê, "Dan môreoggend slaap ons laat, as jy van 'n bergsie langs aan optel, dan slaap jy jou bers bietjie laat. Ons vat ekstra steek dit hier onder in die tent weg." Al die Israeliete het dit gedoen en raai wat gebeur toe die volgende dag met daai manna? Goedjies maak so. Ja, sleg geword. Dus die Here baie kwaad, toe sê hy, ek gee brood 1 dag op 'n slag. Wat leer Jesus ons bid in Matteus 6 of in Lukas 11 nie, ons Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood. Ek het agtergekom. Ek het nie daaglikse, ek hoef die Here nie vir daaglikse brood te vertrou nie. Woolies het genoeg en Spar het genoeg. En ek hoef ook nie die Here vir klere te vertrou van vandag nie. Edgars het alweer uitverkopings en al die ouens. Daar's te veel brood vir vandag. Trouwens, ons het so baie daaglikse brood. Ek kry bietjie skaam, ek moet bely, ons het 'n yskas waar ons dit wegsteek. En ons maak die kos toe, laat die ouens nie kan sien hoe baie het ons nie. Ons het 'n spens, ons maak die deure toe. Ons het so baie kos, ons moet dit vries, anders word dit sleg. Maar die Here sê, ek gee net brood vir vandag. En die Here trek ons voor. Ek het so 'n paar jaar terug 'n boek geskryf oor hierdie tema en toe vra ek vir ouens. Ek het gaan vra by plakkerskamp waar ons gewerk het, by 'n ouetehuis, by studente, wie het nie genoeg brood vir vandag nie? Ek kon in Suid-Afrika niemand kry nie. Nie in 'n plakkerskamp nie tussen studente nie. Hulle het altyd te min, maar daar's altyd brood vir vandag. En ek het gevra, wie het nie 'n kledingstuk vir vandag nie? Wie het nie vandag iets om op te slaap nie? Weet julle waaroor is ons bekommerd? Nie oor vandag se brood nie, oor 6 maande van nou af. Here, ons is reg met vandag. Dankie, Woolies en al die ouens sorg, maar kan nie asseblief net vir ons 'n versekering gee? Ons gaan oor 6 maande. My ouma kon tot vir haar agterkleinkinders stres. Sy het ereklere en stres gehad. Sy het bekommerd, dan sê sy altyd, my kind, wat gaan van julle kinders word in hierdie land? En toe sê die hoeveelste keer sê ek, ouma nee, hoe moet ek weet, gaan vra die konnekteur van jou trein waartoe is julle op pad, want op my trein gaan nie daai selfde pad as oumas in nie. Die Here sê, ek gee brood vandag op 'n slag. Dawid skryf in Psalm 37 vers 23 en 24, ek was jonk en ek het oud geword en ek het nog nooit 'n regverdige verlate gesien nie.
of dat sy nageslag brood bedel nie. God sê al moet ek gate in die hemel slaan, ek sal vir jou brood gee. God waarborg brood. En raai wat, ek weet nie van julle nie, maar my vrou en ek eet vanmiddag pudding. God trek ons voor. Ek het juis een keer vir Christene gevra, ook vir studente, nou maar as God brood gee, wat 'n soort brood gee? Is dit whole wheat, is dit witbrood, is dit volgraan, is dit, wat is dit? Kom ons agter, ons eet almal vleis. Jy's nou die dag, ek het vertel, staan ek saam met 'n vriend en ons braai vleis en hy klaar weer so sleg het in Suid-Afrika gaan. Ek sê vir hom, "Joe, net nie die fillet brand nie." Want so bederf die Here ons, hy gee vir ons meer as wat ons kan bid en dink. God verskyn elke dag met vandag se brood. Vandag leef ons die toekoms waaroor ons 10 jaar terug so gestres het. Rukkie terug skryf iemand vir my onbekende persoon op ons E-kerk se webblad en sê vir my, hy's nou 80, hy weet nie of hy met sy geld gaan uitkom nie. Hy wil nou maar geld op die staatslotery sit. Wat dink ek daarvan? Toe sê ek, oom, vat daai geld wat jy wil opsit op die staatslotery en spoel dit elke maand in die toilet weg, is dieselfde. Maar oom, as mens op 80 nog nie die Here vertrou nie, het jy groot moeilikheid. Ek wil nie op 80 nog sit en dink, moet ek nou maar 'n geldjie op die lottootjie gooi nie. Ek wil weet, en ek weet dit, dat die Here verskyn. Hy gee brood wanneer ek brood nodig het. Hy gee klere. En soos ek sê, ons het te veel. Ek het nou die dag die fout gemaak om my vrou te vra, en manne, mens doen dit nie. Toe my vrou so voor die kas staan en sy sê, wat moet ek aantrek vandag? Toe sê ek, het jy te min klere, skat? Mens vra dit nie vir 'n vrou nie. Want ons het genoeg klere tot by die wederkoms. Ons het kaste vol. Ons het wintersklere en somersklere en middelsomer en laatsomer en vroegwinter en herfs. Jy noem dit, ons het dit. En ek nog in Europa klas gee, so ek het geklere wat gerad is vir Holland in die winter en wat. So ons is gegeer tot by wederkoms. En dan sê ons, Here, waar is U? God het tot ons redding verskyn. Die lewende God het opgedaag. Die God van alle genade. Die God van alle oorvloed het tot ons redding verskyn. En raai wat? Hy het vir ons kom seën met meer as wat ons nodig het. Meer as wat ons kan bid en dink. Hy gee vir ons die ewige lewe. Hy sê, ek het jou toekoms klaar geskryf. Ek het jou naam in die boek van die lewe geskryf. Ek draai jou in my handpalm, Johannes 10 vers 28 tot 30. Niemand sal jou uit my hande uitruk nie. En ek het die nuwe Jerusalem klaar gebou. Dis maar net 'n kwessie van tyd, kom haal ek julle. Maar wat van vandag? Los die toekoms vir my, ek sal dit uitsorteer. Maar leef jy vandag? Kan jy my met vandag vertrou? Wanneer Jesus sê daar in Matteus 6 vers 25 tot 33, wanneer hy sy disippels sê, moenie soos die heidene wees nie, wat hulle koppe breek oor kos en klere. God sorg vir julle, soos wat hy vir die veldgras sorg, soos wat hy vir die blomme sorg, soos sal hy vir julle sorg en eindeloos meer. En dan sluit Jesus daai teks af met 'n oordeelswoord. Maar as julle my nie wil vertrou nie, dan moet julle maar bekommer oor môre, want elke nuwe dag het genoeg van sy eie kwaad. Wat Jesus dus eintlik wil sê, as jy my nie wil vertrou nie, kry vir jou. Stres jou dood oor die dag van môre. Stres jou dood oor jou kleinkinders, die land, die rugby, die ekonomie. Kry dan vir jou, as jy God nie wil vertrou nie. As jy nie dink ek se Vader nie. Sorg dan vir jouself. Dan kyk jy wat dit aan jou gesondheid gaan doen. Ek onthou 'n ruk terug, praat ek met 'n klomp manne en sê, ons moet meer sorgvry lewe en minder gejaag lewe. En ou staan op, hy sê hy het nog nooit in sy lewe sulke nonsens gehoor nie. Hy sê, ons het 'n verantwoordelikheid en ons moet hard werk. Hy sê, ek werk so hard dat ek oor 10 jaar kan aftree. Ek sê nou, wat gaan jy dan doen met jouself as jy aftree? Is dit jou mikpunt? Is dit die beste wat jy met jou lewe kan doen? Jy weet, ek het vroeg afgetree. Dink jy nie God het ons geroep om sinvol te werk en 'n getuienis te wees in ons werk nie? Toe sê hy nou eers kwaad. En ek sê vir hom, maar jy sê jy gaan oor 10 jaar aftree, maar ek het nou gesien hoe gejaagd is jy raak kwaad, jy's vol angs, jy's vol woede. Ek sê dit klink vir my as jy by die huis kom, soos 'n ander vriend van my al gesê het, dan sê sy kinders, wys ons net jou paspoort dat ons kan sien is pa, want ons weet nie meer of dit jy is nie. So jy gaan oor 10 jaar net geld hê en 'n vreemdeling wees vir jou familie.
Is dit al is wat jy vir jou mense kan los, is dit klomp geld? Weet jy, is dit 'n beklaanswaardige lewe wat jy leef? Dis 'n tragiese lewe wat jy leef. Ek onthou, toe my eie ma op haar sterfbed gelê het sy keer op keer vir my gesê, Stefan, ek is so jammer, ek los nie veel geld nie. Ek sê, ma, ek wil hê, as jy jou laaste asem uitblaas, dan moet die bankbestuurder bel en sê die laaste sente is weg. Ek wil nie ma se geld hê nie. Ma het vir my lewe gegee en my aan die Here bekend gestel. Ek het saam met ma geleer om God te sien. Dis my erfporsie. Eendag op 'n slag, Here. En die derde en die laaste ene, vat ons na 2 Korintiërs hoofstuk 4 toe. 2 Korintiërs hoofstuk 4. Waar Paulus skryf, vers 16. En dit is, as dit waar is, geliefdes, God gee lewe eendag op 'n slag. God gee brood eendag op 'n slag. As dit in die derde plek waar God gee sy krag, sy teenwoordigheid, die Heilige Gees se krag eendag op 'n slag. Hoor net wat skryf Paulus. Dit is aangrypend. Hy sê in vers 16 van 2 Korintiërs 4, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons, hoor nou, van dag tot dag vernuwe. Al is ek uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ek van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is gering en dit gaan verby en dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en vir ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Paulus sê God vernuwe ons, hoe? Dag vir dag. En kan ek ietsie sê, en hoor asseblief nie dit as 'n skerp woord nie, maar ek het moedeloos geword met hoe die kerk oor herlewing dink en al sulke dinge, want dit is altyd iets wat nog in die toekoms wag. Ons net oor 'n klomp geestelike hekkies kom en dan gaan die Here dit doen. Ek preek 'n ruk terug by 'n gemeente van my kinderdae. En die aand toe ek huis toe ry, toe pla iets my geweldig en ek kan nie sien wat dit is nie. En toe tref dit my later. Dis een van die ooms wat in my kinderdae gesê het, broertjie, die Here gaan een van die dae iets groots doen. En 40 jaar later, toe sê hy dit nog steeds. En ek vra van oom, wat het die Here intussen gedoen? Nee, hy weet nie, hy sit maar nog steeds. En ek weet nie of ek dit mag sê nie, maar een van die gunsteling musiekgroepe van my is, ek weet nie, nou is ek in die moeilikheid, Creedence Clearwater Revival, en John Fogerty sing so 'n lied, Someday Never Comes, Someday Never Comes. So ek sien baie ouens, hulle wag hulle lewe om, hulle dink God se wil is 'n rooi verkeerslig, en hulle bid, en hulle het vas, en hulle doen dit. Here, maak net daai lig nou groen. Weet jy wat, hy is groen. Weet wat? Weet jy, die dag as God se lig rooi slaan, dan moet jy stop dat jou geestelike ligsakke uitskop. So moet jy rem, maar die Here het lank al die pad groen gemaak. God het klaar sy gees gegee. Hy sê, ek gee my gees aan jou eendag op 'n slag. Hoor wat sê die woord van die Here. Al vergaan ek uiterlik, al gaan ek so 'n bietjie af, gaan ek op. En dit is 'n Christen. 'n Christen is, ja, ek kan sê my lyf raak dalk so nou en dan 'n bietjie stadiger, ek raak 'n bietjie swakker, miskien. Maar God dank, die teenoorgestelde gebeur in my siel. God tel my op na nuwe plekke toe. Onthou jy Klaagliedere 3 vers 23, God se trou is elke oggend nuut, vars. As 'n jong ouetjie, toe ek daar by Tikkies begin het as 'n dosent, preek ek op 'n dag by 'n gemeente en ek sit daar by 'n dominee en die dominee sê vir my die oggend so, ek drink so saam met hom koffie, maar die oom lyk nie lekker nie, hy lyk kwaai. Soos wat ouens maar is. En hy sê vir my, ja, laat ons nou maar na die SOS'e toe gaan, jy moet nou gaan preek. Ek sê, wat is die SOS'e? Hy sê, dieselfde ou spul. En voor ek dink wat ek sê ek, dan praat hulle seker maar van dominee as dieselfde ou sod, SOD, selfde ou dominee. Sê ek, dominee, ons mag mekaar nie so behandel nie. Mag ek vir jou ietsie sê? God het daai mense volgens splinternuut gemaak, want ek glo die skrif. Toe julle en ek opgestaan het vanoggend, het God gesê, is 'n nuwe dag in die koninkryk, ek begin nuut met julle. Want toe julle gaan slaap het gisteraand, het julle my vertrou om julle in my arms te hou, en ek het julle nuut wakker gemaak, en ek het 'n nuwe porsie van my gees in julle lewe gegee. Ek het 'n nuwe porsie hemelse manna langs jou bed neergesit. Maar nou, omdat ek so haastig is, hardloop ek uit die pad uit, dan sê ek, waar is God, waar is God? God sê, ek maak jou elke dag nuut. Is dit nie wonderlik nie? Dit gee my moed
om met mense aan te gaan. En ek hoop dat mense met my ook kan aangaan, omdat God ook met my nuut begin. Ook met jou nuut begin. Dat die God my vat soos ek is, maar waaragtig elke dag 'n stukkie vir 'n stukkie vir 'n stukkie iets nuuts maak. Soos Paulus sê in 2 Korintiërs 3 vers 18, dat die Here wat Gees is, verander my van heerlikheid tot heerlikheid. God het 'n nuutmakende, vars roete met my. God doen minstens, geliefdes, 3 dinge. Hy maak een dag op 'n slag, en hy gee dit ook vir my. Hy gee brood, een dag op 'n slag, ook vir my. En hy gee sy gees, sy krag, sy vars nuwe insigte, een dag op 'n slag. Ruk terug, kom iemand by my en sê vir my, hy wil graag sy getuienis deel. Ek sê, hoe vars is dit? Hy sê nie, so 10 jaar terug. Ek sê, wat het God gister in jou lewe gedoen? Is bietjie moedswillig, is ook mooi, maar party ons se beste storie het 10 jaar terug gebeur. God se genade is elke oggend vars, nuut. God is so eie tyd soos vanoggend. Ons sou na hierdie wêreld kon kyk en sê, "Oeg, dit gaan verskriklik. Kom ons gaan terug na die goeie ou dae." Ons sou na hierdie wêreld kon kyk en sê, soos baie ouens wat hulle hoop net sit op die wederkoms. Nou moet die Here kom. Hulle skuil by 'n geestelike banker of sit by 'n geestelike lughawe en kyk, Here, wanneer is die volgende vlug hemel toe? Is dit daai rooi maan, is dit die bloedmaan of wat? Hulle kry koue koors en dan dink nou moet die Here kom. Wat vergeet Jesus het gesê, Vader, ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegvat nie, maar dat U hulle van die bose sal bewaar. Ek is nie gebou om te ontsnap nie, ek is gebou om elke dag wat die Here my gee, hoek en wal, vir hom op te leef, om die murg uit vandag te haal. Die dag is nog kort, maar die son trek water. Gaan koop die tyd uit. En as jy dit doen, gaan ons nou na 'n lied luister, wat ons gaan instel en instem, om die tyd vir God te lewe. Kom ons dink diep na, terwyl ons hierna luister. Ek lê my hart voor U neer. Ek weet U is in beheer. Niks wat ek sê of doen kan beskryf hoe ek voor U. Ek buig nou neer voor U. Met dankbaarheid hier ek hier. Met alles in my wil ek naby U bly, dit is wat ek verlang. Soos die son soggens skyn U binne my. Elke uur, elke dag is U naby my. Ek wil naby U bly. Ek lê my hart voor U neer. Ek weet U is in my. Niks wat ek sê of doen kan beskryf hoe ek voor U. Ek buig nog neer voor U. En dankbaarheid hier ek hier. Met alles in my wil ek naby U bly, dit is wat ek verlang. Soos die son soggens skyn U binne my. Elke uur, elke dag is U naby my. Ek wil naby U bly. Ek wil naby U bly. Ek wil naby U bly. Ek wil naby U bly.
Here, ons wil naby U bly vandag. Saam met daardie ou liedjie wil ons net weer sê, one day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Een dag op 'n slag, geliewe Here, geliefde Here. Dit is al wat ons van U vra, om vandag vir U te lewe. En elke dag wat U wil, wat U vir ons wil gee, maak ons lewe vandag 'n sieraad, 'n dag van blydskap, die dag van die Here. Amen.